Goeiemiddag, liewe familie en vriende. Welkom by hierdie geleentheid. In besonder hulle wat nou ook ingeskakel is op hierdie oop kanaal wat spesiaal geskep is vir hierdie geleentheid vanmiddag op YouTube. Ons weet dat julle ook bitter graag vanmiddag hier sou wou wees en deel in hierdie geleentheid. Dis die geleentheid waar ons die lewe wat wyle o Mannie geleef het hier op aarde kom vier, want dit is die werklikheid, wanneer iemand voluit vir Jesus geleef het, en dan ook in die vrede van die Here sterf, vier ons so 'n persoon se lewe. Dis hoe ons almal vir wyle o Mannie geken het, en altyd sal onthou. Wat 'n kosbare voorreg, wat 'n spesiale nalatenskap vir 'n mens se dierbaar is, dat hulle hierdie sekerheid kan hê. Hulle weet waar jy is, veilig by Jesus in die hemel. Ek dink dis die grootste, kosbaarste erfenis wat 'n mens kan nalaat vir jou mense. Ek dink julle as familie kan vanmiddag die Here loof en dank vir hierdie genade voorreg. Tannie Annetjie, ons harte gaan vanmiddag spesiaal uit na Tannie. Tannie het die nouste saam met o Mannie gelewe. 'n Huwelikspad van 66 jaar. Dit sou nou Augustus 67 jaar gewees het, wat julle die pad saam gestap het as eenheid in die Here. Julle het so mooi voorbeeld geleef wat die huwelik aanbetref. Julle het die pad saam gestap in afhanklikheid van die Here en alles in julle lewe saam opgekyk na die Here. Soveel saam gedoen, soveel saam ervaar, wat 'n mens nie net kan vat en sommer net een kant kan sit in jou lewe nie. Dit is my gebed dat Tannie regtig waar sal vashou aan die hand van die Here. Tannie was daar vir o Mannie tot by die einde toe, altyd aan sy sy. Dis hoe ek julle twee gesien het. Ek was daai een oggend eintlik verbaas toe ek daar by die bidtuur is en jou nie daar aan sy sy sien nie. Julle daai pad so saam gestap. Hou vas aan al die mooi herinneringe wat julle saam gebou het. Dis iets wat niemand ooit van Tannie kan wegvat nie. Mag Tannie die pad verder vorentoe saam met Jesus bly stap. Ek is oortuig dis wat o Mannie sou wou gehad het. Mag Tannie sy nabyheid elke oomblik ervaar. Julle as kinders, Albert en Neeltjie, Kobus en Landy, ek het jou nog nie eens ontmoet nie. Ons sal nog daai geleentheid kry. En dan ook Dion. Julle het elkeen julle eie ervarings en herinneringe aan julle pa. Hy het soveel diep spore in julle lewe getrap, wat niemand uit julle lewe kan uitvee nie. Hou vas, onthou hom soos wat julle hom geken het, soos wat julle hom beleef het en ervaar het. Mag die Here vir julle toevou met sy liefde en groot genade. Ag, en dan al die pragtige kleinkinders, ek het al die name gekry, want dit gaan vir ons lank vat om almal se name te lees, en ook al die pragtige agterkleinkinders, wat oupa Mannie se trots was. Ek wil vir julle as kleinkinders sê, wat 'n wonderlike voorreg het julle gehad, om 'n oupa so lank in julle lewe te kon hê, nê? Daar is soveel mooi tye, spesiale tye, wat julle as kleinkinders ook met hom gedeel het. Pragtige herinneringe, wat julle vir altyd gaan indra in julle lewe. Ek bid dat julle gaan voortbou op die voorbeeld wat hy geleef het teenoor julle. En dan wil ek baie graag spesiaal dink ook aan oupa Mannie se suster, Tannie Christine of Tanna. Waar sit sy? Daar sit sy. Tannie Christine, ek hoor in hierdie dae dat dit jy was wat vir oom Mannie en vir Tannie Annetjie aan mekaar voorgestel het. Die herinneringe gaan so ver terug vandag, Tannie Annetjie. Tannie Tanna, mag Tannie die Here se nabyheid in hierdie tyd op 'n besondere manier ervaar. Jy het ook jou eie ervarings saam met jou broer. Onthou hom soos wat jy hom ervaar en beleef het. Baie sterkte ook vir Tannie. Mag julle as gesin en as familie
die vertroosting en die versterking van die Here ervaar in hierdie tyd, soos net hy dit kan doen. Kom ons lees die begrafnisbriefie saam deur van Georg Heinrich Friedrich Behrens. Ek het nie geweet dis waarvoor Mannie staan nie. Dis pragtige name hierdie. Ons hoor nie altyd hierdie doopname nie. Hy is gebore op die 1 Februarie 1930 en oorlede op die 2 Februarie 2022. Dit was die wil van die Almagtige Vader om uit ons midde weg te neem 'n geliefde eggenoot, pappa, oupa grootjie, broer, oom en vriend, Mannie, in die ouderdom van 92 jaar en 1 dag. Die Here het ons mooiste blom gepluk. Al weet ons, dit was sy wil, sal ons hom onthou vir die wonderlike mens wat hy was. Hy was ons voorloper, ons anker, ons raadgewer en vertroueling. Ons dank die Here vir die jare wat ons met hom kon deel en sy liefde wat hy altyd so onselfsugtig vir ons gegee het. Ons sal hom altyd onthou en lief hê. In ons harte en gedagtes sal hy bly voortleef. Ons gaan hom oneindig baie mis, maar Jesus sal vir ons vrede gee. Julle kan gerus hierdie ou blaadjie blaai later, as die pragtigste briefies van die naby familie, wat 'n mens ook saam met 'n ou kan dra. Die name van die draers gaan ek later aan die einde uitlees. Ons aanbid die groot God van die groot heelal, wat in beheer is van ons hele lewe, van begin tot einde. Dis hy wat die lewensasem in jou en my lewe inblaas, op sy bestemde tyd, in sy raadsplan met ons lewe, en dan is dit hy wat hierdie selfe lewe ook weer op sy bestemde tyd in sy raadsplan met ons elkeen se lewe kom haal. Kom ons vereer hom in die woorde van die eerste lied wat gedruk is op die blaadjie. Dit is Psalm 42, dis reg onder die draers. Dis 'n verwerking van Lina Spies. Ons gaan daar die eerste en die 5de strofe saam sing. Kom ons maak hierdie woorde ons eie. Kom ons staan en dan sing ons hierdie pragtige psalm saam. Raak saam met my stil in gebed voor die Here. Ek wil hê daar waar jy sit, dat jy intens bewus sal wees van die Here se teenwoordigheid deur sy Gees in jou, by jou,
saam met jou die heeltyd. Kom ons word stil voor hierdie Here. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons enigste Here, by hierdie geleentheid vanmiddag wil ons begin en al die lof, al die dank en eer aan U toebring. Here, veral as ons terugdink aan wyle oom Mannie, die foto vang hom so mooi vas. Dis hoe ons hom altyd geken het, met daai ongelooflike mooi glimlag op sy gesig, die liefde wat hy uitgestraal het, die vrede en kalmte wat hy uitgestraal het. Here, dis alles aan U te danke. U genadige werking in sy lewe, die bevestiging van U werking in ons doodeenvoudige mense se lewens. Ons kan nie anders as om U te vereer nie. U die God van lewe en dood. Ja, Here, help ons om elke dag met ons geloofsoë op U gerig te hou, want hierdie werklikheid van die dood herinner ons vandag dat ons almal eers hierdie selfe afspraak met die dood het, vroeër of later in ons lewe. En dit is so belangrik, Here, dat ons voluit vir U sal lewe, sodat ons waarlik in U vrede kan sterf, wanneer dit ons dag en datum is. Dankie dat ons rus en vrede in U kan hê, omdat U ons Vader is, wat vir ons toevou van alle kante in U liefde en genade, juis in sulke tye wat dit seer is in ons harte. Ons is so dankbaar oor die lewe wat wyle oom Mannie gelewe het, en ons weet, Here, hy is veilig by U in die hemel, en ons gun hom daardie rus. Maar dit is 'n ou werklikheid vir ons wat lief was vir hom, Here, om afskeid te neem, en te besef dat hy nie meer hier op aarde saam met ons gaan wees nie. Daarom wil ons in besonder vir Tannie Annetjie in die skoot kom intel in hierdie geleentheid. En vra dat U vir haar styf sal vashou van alle kante en haar toevou met U liefde en groot genade. Here, ons vra dat U deur die krag van die Heilige Gees die woord vir ons gaan kom oopbreek. Die woord wat U vir ons wil kom deurgee onder hierdie omstandighede. Kom, o Heilige Gees van God, kom praat nou met elkeen van ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. 2 gedeeltes in die Bybel wat vir wyle oom Mannie uitgestaan het, en ek glo Albert in sy Bybel gemerk was, is die woorde in Psalm 16 en ook Johannes 15 vers 5 tot 8. Ek wil graag die boodskap uit albei hierdie gedeeltes bring vandag. So, ek gaan nou vir ons al 2 gedeeltes lees. Ons begin by Johannes 16 en dan direk daarna Johannes 15 vers 5 tot 8. Psalm 16 sê: Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. En hoor nou woorde van vers 5 en 6. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof, wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my geleer het. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie
U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. En dan Johannes 15 vers 5 tot 8. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Ek dink die eerste woorde wat sekerlik vir julle ook sommer opgeval het toe ons Psalm 16 deurlees, is daar die pragtige belydenis van Dawid, daar in vers 5 en 6, hierdie mooi woorde: Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Dis so waar van wyle, o Mannie. Dis hoe ek, en ek glo verseker hoe julle hom ook almal ervaar en beleef het. Hy het volle erkenning gegee aan die Here vir sy lewe, vir dit wat hy van die Here ontvang het deur sy lewe, dit wat hy bereik het. Hy was so dankbaar en tevrede met dit wat die Here vir hom gegee het. Hierdie woorde in vers 5 en 6 van Psalm 16 is die geloofsbelydenis van 'n mens, Dawid, wat in die Here alles gevind het wat hy mag nodig hê. En hierdie woorde in vers 5 en 6 van Psalm 16 is trouens die geloofsbelydenis van elke mens wat stewig in Jesus geanker is en wat leef en bly groei in 'n baie nou verhouding met die Here Jesus. Net soos wyle o Mannie vir ons die voorbeeld geleef het. Ons tweede teksgedeelte, Johannes 15 vers 5, sluit pragtig hierby aan, as dit vir ons uitspel. Ek die Here is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom bly, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Die belangrikheid van 'n persoonlike, baie nou verhouding wat hierdie twee teksgedeeltes op jou en my hart kom druk. Ons moet aanhou leef en groei in 'n baie nou verhouding met Jesus. En dan sê Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Hier sluit Psalm 16 vers 6 se laaste woorde so pragtig hierby aan, as dit vir ons sê, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Is dit nie so nie? Die mens wat stewig in Jesus veranker is, ervaar die Here sorg. Die Here sorg vir alles in ons lewe. Die Here gee onvoorwaardelik vir sy kinders dit wat hulle nodig het. En die deel wat hy vir sy kinders op sy gesit het, is inderdaad mooi. Baie mooi. Ek het gewonder, wil die woorde in albei ons teksgedeeltes vandag nie juis vir jou en vir my dwing om met nuwe oë te kyk na dit wat jy het, dit wat
die Here vir jou gegee het en waarmee hy jou geseën het, dit wat jy van die Here ontvang het, ja, om ook met 'n ander hart te dink oor wie jy is en met 'n oop gemoed opnuut te ontdek dat jy absoluut niks hiervan verdien het nie. Dat absoluut alles in jou en my lewe net genade van die Here is. En kom ons sê net gou weer vinnig hier vir mekaar, wat is genade? Dit is wat God gee sonder dat ek dit verdien. God gee vir mense wat met leë hande bankrot voor hom staan. Gee God. Agter jou en my hele menswees staan 'n liefdevolle God wat uit genade vir elkeen van ons as sy kinders elke dag gee wat jy en ek nodig het. En wat hy waarin hy voorsien, juis in dit wat hy weet waarsonder jy en ek nie kan klaarkom in ons lewe nie. Inderdaad, is 'n pragtige deel vir elkeen van ons as sy kinders afgemeet. En weet jy, dis 'n deel wat spesifiek by jou pas. Dis 'n deel wat jou bestaan ondersteun. Dis hoe hierdie God jou en my versorg en voorsien in alles in ons lewe. Wyle oom Mannie het sy lewe saam met tannie Annetjie voluit geleef en geniet tot aan die einde van sy lewe. Hy was tevrede. Oom Mannie was 'n vergenoegde mens in die Here, want oom Mannie het saam met sy geliefde eggenoot tannie Annetjie het hy alles in die Here gehad wat hy nodig gehad het. En dit is meer as genoeg vir elkeen van ons. Ek wil graag vandag hier by hierdie geleentheid wil ek vir elkeen van julle oproep, juis vanuit ons 2 teksgedeeltes. Ek wil vir jou vra, gaan vat nou jou lewensmaat om die nek en sê vir hom of haar hoe lief jy hom of haar het. En bel jou kinders en kleinkinders as hulle nie by jou is nie. Vertel vir hulle hoe lief jy hulle het en hoe kosbaar hulle vir jou is. En ontdek opnuut weer in jou eie lewe, wil ook vir jou sê as enkellopende, ontdek weer van vooraf in jou eie lewe wat 'n ongelooflike, pragtige deel God vir elkeen van ons afgemeet het in ons lewe. Kom ons kyk met nuwe oë na dit wat die Here vir ons gegee het, dit waarmee hy ons geseën het, dit wat ons van hom ontvang. En kom ons gaan aanbid die Here opnuut met oorgawe in ons lewe. Hy wat so getrou jou en my bly versorg. Amen. Onse God en hemelse Vader, ons enigste Here, ons wil uit hierdie 2 teksgedeeltes vandag dankie sê, Here, dat U vir ons sorg, dat U regtig vir alles sorg, tot in die fynste besonderhede in ons lewe. Maar Here, dan moet ek die pad saam met U stap. Dan moet ek in 'n noue, intieme geloofsverhouding met U bly leef en groei. Ek moet in U veranker wees. Ek bid, Here, dat ons elke dag sal bly groei in verhouding met U. Dat ons elke dag gereed sal wees, ook vir ons eie sterwe. En besef, Here, dat hierdie afspraak enige oomblik kan aanbreek, enige tyd van enige dag, Here. En ons moet reg wees, ons moet gereed wees, want dis die een afspraak wat niemand anders in ons plek of namens ons kan nakom nie. Dankie dat ons die alomteenwoordigheid van U in ons lewe het.
deur die Heilige Gees, dat ons weet, ons is nie alleen op hierdie pad nie. U is die heeltyd saam met ons, tree vir tree vir tree op hierdie pad. Ek bid Here, dat ons na U sal bly opkyk in totale afhanklikheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Dit is nou my voorreg om namens Tannie Annetjie en die kinders so 'n paar woorde van dank te rig. In die eerste plek, die 3 seuns en 2 skoondogters wil graag hierdie geleentheid gebruik om hulle moeder, Tannie Annetjie, te bedank vir die 66 jaar en 5 maande wat sy met soveel liefde, deernis en getrouheid na oupa omgesien het. Die 2 was onafskeidbaar van dag 1 af en hulle liefde het net bly groei oor die jare. Mamma was 'n vrou 1000 en ons weet, papa was oneindig lief vir mamma tot aan die einde. Tannie Annetjie, ek dink nie ons kan 'n beter getuigskrif kry as wat hier staan nie. Dr. Gerry Jansen van Rensburg, wat oom Mannie behandel het, met soveel sorg en deernis, ek dink dis so wonderlik, om in daai tyd van 'n mens se lewe, nie net maar as 'n ou nommer hanteer te word nie, maar regtig met die liefde, deernis en respek, wat daarmee moet saamgaan. Kan net dink hoe dat julle moet voel daaroor. As ook sy gereelde terugvoer aan die familie, veral in hierdie tyd, wat julle nie so lekker vrylik ook vir hom kon gaan besoek het nie, vanweë die COVID-pandemie. Dan Ankron Hospitaal, Suster Adelaide en die verpleegpersoneel, baie dankie vir die liefdevolle sorg wat julle vir die 2 weke aan oupa verleen het. Ons kon dit agterkom deur die daaglikse telefoniese gesprekke wat ons met julle gehad het. Ons wil ook graag dankie sê vir die emosionele bystand wat julle aan ons en veral ouma verleen het die oggend van oupa se afsterwe. Ons waardeer dit opreg en sal dit nooit vergeet nie. Ook Magtel, Suster Magtel en meneer Lukas Greef, baie dankie vir die gereelde persoonlike terugvoer oor oupa se toestand. Ons besef dat julle uit julle pad gegaan het om dit te doen. Dan ER24 ambulansdienste wat oupa om 3:30 die oggend met soveel sorg uit die bed gehelp en hom veilig aan die hospitaal ongevalle personeel oorhandig het. Groot dank diep uit ons harte. Flamwood Landgoed aan Esmey en Belinda wil ons dankie sê vir hulle hulp en bystand gedurende oupa se hospitalisering, as ook vir die inloer by ouma, toe sy self ook nie gesond was nie. Dis ook vir ons as kinders gerusstellend, dat ouma steeds in die toekoms veilig onder julle sorg sal wees. Dominee Kritzinger vir sy besoek en ondersteuning die dag van oupa se afsterwe. Ai, dit is daai persoonlike besoeke wat so baie vir 'n mens beteken, wat spreek waar gewone woorde nie kan spreek nie. Davie en die personeel van Prestige begrafnisdienste vir julle professionele en ondersteunende diens. Baie dankie. Ons weet en ons het ook daai ervaring dat 'n mens ook by Davie en Prestige ook nie maar net 'n nommer is nie. Groot dank vir dit wat julle doen en ook vandag hier by die diens doen. Baie dankie aan Bertha Noudee vir die pragtige ruiker op die kus en die langsteelrose vir die familie. Dan wil Dion ook baie dankie sê vir die personeel van Designer Pos wat ook vandag hier is om vir oupa te kom groet. Dit beteken vir Dion baie dat julle vandag ook hier is. Weet dat hy dit waardeer. Baie dankie aan Jacques Fourie, Ashley Lane en Koos Meyring vir die orgelspel, klank, livestreaming en ook die skyfie vertoning en vir die reëlings vir die diens hier in Oosgemeente vandag. Die familie het groot waardering daarvoor. Dan ook baie dankie aan Esther Roux vir die leen van die tafeldoeke en ook aan die verskeie
designerpos kliënte wat die laaste paar dae kos en verversings afgelewer het. Ons wil vir julle uit ons harte uit dankie sê ook daarvoor. Aan Empath, laboratoriumpersoneel, veral Anje en Suster Marney Jonker, wat altyd oupa se bloed tuis kom trek het, en selfs gedurende oupa se hospitalisering ingeloer het, en ook met tye terugvoer rondom oupa se toestand verleen het. Aan Michaelides en Vermaas Gehoorsentrum vir die hulp met die verskaffing van oupa se ore, wat hy altyd nodig gehad het. Ons is tog so afhanklik van daai elektroniese ore. Ek sien, ek begin ook al so 'n bietjie nader aan dit skuiwe. Aan Dion, ek glo, daar's een Dion, baie dankie vir die jare liefdevolle teenwoordigheid, hulp en ondersteuning wat jy deur al hierdie jare aan mamma en pappa verleen het, nog steeds aan mamma verleen. Pappa was oneindig baie lief vir jou, en ons weet dat hy gerus is as gevolg van die feit dat jy nog steeds hier in Klerksdorp gaan wees en vir mamma gaan ondersteun met jou gereelde daaglikse inloer by haar. Dis vir ons as broers so gerusstellend dat jy hier is, en vir die liefde wat jy so oor ons moeder uitstort. Ons sal jou ewig dankbaar wees. Aan Albert en vrou lief Neeltjie, wat hulle eie lewens die afgelope amper 3 weke op huld gesit het, en sonder enige huiwering uit Bella deurgejaag het, om vir mamma by te staan. Ook vir al die reëlings vir mamma, om vir pappa te besoek, die daaglikse oproepe na die hospitaal, en Dr. Gerry, en die begrafnis, en al die gepaardgaande reëlings rondom vandag se diens. Ons is julle ewig dankbaar. Dit is so wonderlik, dat daar altyd in 'n gesin so iemand is, wat net al daai reëlings bymekaar trek, en vashou. Aan Kobus en Christopher, wat gedurende die eerste week van oupa se siekbed deurgekom het, om vir ouma by te staan. En Kobus, wat weer die oggend van oupa se dood deurgejaag het, van Rodepoort af. Kobus, hy het net vir jou gewag, nê. Dit is so wonderlik, so kosbaar dat jy daai geleentheid kon kry om hom te groet. Ook vir Landy, wat nooit gehuiwer het om vir Kobus te laat deurkom nie, en vir die gereelde oproepe en moed in praat. Dis waarvoor familie daar is, nê. Bloed is dikker as water, en mense het dit al soveel keer in 'n mens se lewe ervaar. Aan al die familie en vriende van heinde en ver, wat daagliks ingeskakel het om op te volg hoe dit met oupa en ouma gaan. Vir al die daaglikse gebede en boodskappe van bemoediging voor en na oupa se afsterwe, en vir baie van julle se teenwoordigheid hier vandag. Dit is vir ons as gesin baie vertroostend. Baie dankie vir elkeen van julle se ondersteuning in hier wees. As seuns en skoondogters wil ons ook dankie sê vir oupa en ouma se vriende in Flamwood Landgoed, wat ons moeder so ondersteun. Ons weet dat julle presies besef wat sy nou en in die toekoms gaan nodig hê. En ons weet dat julle haar deur al hierdie moeilike tye sal dra. Baie dankie daarvoor. Dis waarvoor ons goeie vriende daar is, om die arms hoog te hou en op te lig en op te tel. Tannie Annetjie, is ons hier om die pad ook vorentoe saam met Tannie te stap. Tannie is nie alleen nie. Onthou dit. Bo alles is die Here derentyd by jou, in jou, saam met jou. As gevolg van die COVID-beperkings gaan daar ongelukkig nie tee en verversings na die afloop van hierdie verrigtinge bedien word nie. Die familielede is egter welkom om by Flamwood Landgoed bymekaar te kom. Ek wil graag nou geleentheid gee vir die oudste seun, Albert, vir 'n huldeblyk aan pa. Albert, ek wil net vir jou hierdie dingetjie aansit, gaan jy sommer daar onder staan. Toets.
Daar sê, vriende, ek dink as u so kyk na ons drie hier voor, dan sal u sien ek het so 'n navorsingsstuk gelees wat sê dat daar 'n ensiem in jou liggaam is dat wanneer jy baie stout is, dan groei jy meer. En u sal sekerlik sien dat ek nou seker die minste stout was tussen ons drie. Ek het in my hart geweet, iewers gaan hierdie dag aanbreek, wat my pa nie meer daar gaan wees nie en wat ons ietsie oor hom moet sê. En die tyd is nou hier. En ek weet nie of dit is dat ek dit nou moet doen, dat dit nou amper half payback time is, maar ek doen dit met die grootste liefde. En as jy die hele tyd bly nou luister, en dan wil ek graag hê jy moet weet dat dit wat hier gesê word is geensins fiksie nie. Alles wat hier gesê word is regtig wat plaasgevind het en soos wat ons pa ervaar het. Jy sal ook hoor ons praat van pappa en mamma, dis hoe ons groot geword het. En hulle het ook mekaar so aangespreek. Ek gaan begin by Kobus se Hildeblyk. Hy sê, "Ai my liefste pappa, waar begin ek om te beskryf hoe pappa almal se lewens geraak het wat pappa se pad gekruis het? Sommige mense noem 'n dag soos vandag 'n roudiens, maar ons noem graag vandag eerder 'n lewensviering. Want ons fokus is nie om te rou dat pappa nie meer by ons is nie. Ons fokus is om die tyd wat ons saam met pappa gehad het te vier en om dankbaar te wees vir die tyd wat ons saam met pappa so kon deurbring. So vandag is ek dankbaar vir die tyd wat ek saam met my pa gehad het en vir die voorbeeld wat my pa vir ons was. My pappa het ons geleer hoe dit is om 'n pad met God te loop en onvoorwaardelik lief te hê. Pappa het nie aardse skatte bymekaar gemaak nie, behalwe sy CD's, maar skatte in die hemel. Pappa se liefde vir God en kennis van die woord het pappa met oorgawe en gratis aan almal uitgedeel. Pappa, jy is die beste aardse pappa wat die Here ooit vir ons kon gee. Dit was seker nie maklik om 3 seuns groot te maak nie, want behalwe vir die stout wees, moes pappa ook voorsiening vir ons gemaak het. Pappa het baie dae vir lang ure gewerk. Daar was tye wat ek kon onthou dat ek vir pappa vir dae lank nie gesien het nie. Want as pappa werk toe is, het ek nog geslaap en as pappa van die werk afkom, was ek al klaar weer in die bed. Met hierdie harde werk het pappa verseker dat ons nooit iets gekort het nie en het pappa ons deur college en universiteit gesit en daarvoor is ek pappa ewig dankbaar. Met hierdie toegewydheid het Goldfield Suid-Afrika egter 'n hardwerkende, eerlike en geliefde gentleman vir amper 40 jaar in sy geleedere gehad. En ek was trots om oral waar ek heen verplaas was in my loopbaan, altyd te kon hoor en te sien hoeveel respek die mense vir my pa gehad het. Met pappa se geaardheid en die toegewydheid aan ons hemelse Vader deur die kerk en aan pappa se werk, het pappa monumente gebou op al die myne en in elke dorp waar ons gewoon het. Die reaksie wat ek gekry het, was van so baie Goldfields mense nadat die nuus gekry het, en dit was deurspek met woorde soos die volgende: Hy was voorwaar 'n besondere mens. He will always be remembered as a true gentleman. Hy was 'n wonderlike, sagmoedige man en 'n uitstekende baas vir wie ek soveel respek gehad het. Een van die legendes vir wie almal respek gehad het. Oom Mannie was 'n real gentleman. Always en nog vele meer. Ek het genoem van ons seuns wat stout was, maar ek kan werklik op een hand tel die kere wat ek 'n pak sla van pappa afgekry het. Ek is seker Albert en of Dion sal dalk meer kan praat oor die stout, want ek was mos maar altyd julle soetste kind. Hoewel ek nog soveel kan en wil sê, weet ek moet klaarmaak. Ek wil vir pappa dankie sê vir pappa se voorbeeld, liefde en besorgdheid oor mamma, ons seuns, ons vrouens, ons kinders en kleinkinders. Pappa se stem is nou stil. Jou plek aan mamma se sy is nou leeg, maar ons sal na mamma kyk en haar oppas, soos pappa hoef nie bekommerd te wees nie. Ek sou pappa nog so
so graag langer hier wou hê, maar ons gun Papa die rus en ons mis Papa alreeds. Rus in vrede, Papa. Ek wil afsluit met die woorde: as ek maar net 'n krummeltjie van Papa se goedheid in my kan hê. Ek is lief vir Papa. En dan klein Boedion, my liewe pa. Ek wil eerstens vir die Here dankie sê dat hy Papa so lank vir ons gespaar het. Daar was vorige kere wat Papa baie siek was en ons almal gedink het nou is dit verby. Maar dan kom die Here en hy maak Papa weer gesond. Ons loof en dank hom daarvoor. Hierdie keer was dit die Here se wil dat hy Papa nou meer nodig het as ons hier op aarde. Alhoewel ek Papa baie gaan mis, gun ek Papa die rus en die vrede daar by Jesus. Ek is baie trots om te kan sê dat my pa in sy hele lewe nooit gerook of gedrink het nie. Nie 'n druppel nie. Ongelukkig kan ek nie dieselfde oor myself sê nie. Ek en my twee broers het op verskillende stadiums van ons lewens gerook. En hoewel hy daarvan geweet het nie een van ons ooit voor hom gerook nie. Ons het te veel respek vir hom gehad. Dankie dat Papa so 'n skoon lewe gelei het. Papa was 'n man wat sy hele lewe lank aan die Here gewy het. En hy het baie hard vir die kerk gewerk. Hy was altyd op die kerkraad en het selfs as afgetredene elke maand deur sy wijk geloop om die lidmate se tiendes in te samel. Hy was 'n godvreesende man wat baie lief was vir die Here. Hy was ook ontsettend baie lief vir musiek en hy het nie daarvan gehou as mense gedurende kollekte gepraat het terwyl hy na pyporgel musiek luister nie. Ek sal Papa altyd by my hê as ek na Papa se geliefde klassieke musiek sal luister. Baie dankie vir die ure en ure wat Papa ingesit het by die werk sodat ons 3 seuns verder kon studeer na matriek. Ons, saam met Mamma, was Papa se alles. Ek weet dat Papa ons ontsettend baie lief gehad het en dat Papa enige iets vir ons sou doen. Dankie dat Papa vir Mamma altyd op die hande gedra het en so mooi vir haar gesorg het. Papa het haar altyd gekomplimenteer as hy iets moois aangehad het en gereeld vir haar gesê hoe lief hy haar het. Hy het haar altyd gesoen as hy iewers heen gaan en weer as hy terugkom. As daar kere was wat Mamma haastig was en per ongeluk vergeet het om hom te soen, het hy gou van hom laat hoor: "Hey, waar is my soen?" Of "Soen jy my nie meer nie?" Dan het sy vinnig om verskoning gevra en hom sommer 2 soene gegee. Julle liefde vir mekaar was 'n voorbeeld vir baie ander mense. Daar word altyd gesê, die dood is net 'n ander deel van die lewe, maar afgesaagde gesegdes maak nie die angel van die verlies aan 'n geliefde minder pynlik nie. Al wat ons kan doen, is om na Mamma toe te hardloop, na God toe te hardloop, terwyl ons een van die moeilikste uitdagings van die lewe in die gesig staar. Daarom wil ek 2 Korintiërs 5 vers 1 aanhaal wat sê: Ons weet dat, wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Ek weet verseker dat Papa 'n vaste gebou in die hemel het, tot ons weer sien Papa. En dan ek laaste, my pa het 'n lang gelukkige huwelik van 66 jaar en 5 maande gehad. En dit was 'n opregte, egte love story gewees. Altyd hande vasgehou, deure oopgemaak, Mamma voor laat stap, Mamma op die hande gedra, met liefde en deernis na haar gekyk, haar versorg met sy strelende hande. Sy werk was later, toe hy nie meer so baie goed kon loop nie, om die kar se deur te sluit, te sorg dat die vensters toe is en die huisdeure gesluit was. 'n Ware heer en 'n vertroueling. Ons weet dat Mamma so vreeslik lief vir hom was. Mamma het altyd gesê, hy is my rots. My pa het die beste uit mense gebring, deur eenvoudig net die beste in mense raak te sien. Hy het altyd gesoek vir die silwer randjie in die donker wolk, sy beste gedoen en nooit opgegee nie. Ek erken vandag voor almal hier dat ek by tye baie kwaad geword het oor my pa so ordentlik is. Dis mos nie moontlik om enigsins net so te kan wees vir die res van jou lewe nie. Daar moet tog tye wees wat 'n mens
minder ordentlik is. En hy was altyd ordentlik en nooit kwaad geword nie. My pa het 'n mens laat dink aan Petrus van die Bybel, 'n passievolle visserman, wat deur Jesus geroep is om vissers van mense te wees en om 'n rots te wees waarop Jesus sy aardste kerk kom bou. Hy het nou wel in sy lewe nie 'n enkele vis gevang nie, maar hy het menige mense gevang vir God se koninkryk. Ons het eers in die laaste 2 jaar die voorreg gehad om by hulle te kon oornag, omdat ons ook vir jare hier in Klersdorp saam met hulle gebly het. Een aand het ek gehoor hoe beide my ouers gesels, en dit was 'n bietjie laat. Ek het nader gestaan en gehoor dat hy besig was om te bid. Hy het vir elke kind, elke kleinkind en elke agterkleinkind by die naam genoem. En dan het hy nog tyd gehad om ook vir Julius Malema te bid, by die naam, en sê dat die Here vir hom insig moet gee. Daarna het hulle saam die Onse Vader opgesê, beide van hulle, en dan saggies 'n psalm of 'n gesang gesing. Grappies was nie my pa se forte nie, maar hy kon soms kostelike dinge sê. Verlede jaar het beide van hulle hard geval en was hulle vol blou kolle. Ons het toe besluit dat pappa iemand moet kry om hom daagliks te was en aan te trek. En hy het daarvan niks gehou nie. En wat hy gesê het was die volgende: wat het dan geword van through sickness and health, wat my ma dit eintlik moes doen. Ek is seker dat Jesus se woorde aan my pa sal wees: mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. En dan haal ek 'n laaste gedeeltjie aan in die boek wat my pa geskryf het en so 6 jaar terug klaargemaak het. En ek het die hele laaste woord wat hy gesit het in die boek net so oorgevat en ek lees dit vir u. Die opskrif is 'n laaste woord. Eerstens aan ons 3 seuns, ons alles in die lewe. Baie dankie vir al julle liefde en respek. Ons is trots op julle met wat julle bereik het in julle lewens. Julle verskil miskien van mekaar oor ons opvoeding, van te streng of dalk te sag. Vergewe asseblief. Dit was altyd met liefde. Baie dankie ook vir Neeltjie en Landy, ons skoondogters, en ons 6 dierbare kleinkinders, en op daai stadium toe die boek gepubliseer was, en ook 2 agterkleinkinders wat nou 7,5 is. Dan, wat pappa ook sê aan my dierbare vrou, Spreuke 31 praat van 'n deegsame vrou. Jy was een. Na al die jare, in daai tyd was dit bykans 57, waar dit nou 66 jare is, het ek nog liewer geraak vir jou. Jy het my altyd in al my verplasings vergesel sonder om te kla. Jou besempie ingepak, soos Mamy altyd gesê het. Jy is 'n wonderlike eggenoot, moeder, ouma en 'n ster. En dan sê hy, na al die vertellings kom julle seker agter dat ek maar as man baie sag was. Ek is nou 'n hele 84 jaar oud en dit het gegroei tot 92 jaar. Jare van vreugde en van verdriet. Ek weet dat die Here vir my die goeie daarin bewerk het. Maar ook 84 jaar later, nou 92 jaar, van onverdiende genade, soos wat Dominee nou vanmiddag gesê het. Onverdiende genade, op genade van bo. Genade, onbeskryflik groot. Nou my liewe kinders, voorafgaande het julle 250 jaar van ons familiegeskiedenis, waarvan die laaste 112 jaar meer intensief nagegaan is. As julle wil, kan julle nou met julle eie wandelings begin. Lief vir julle. Baie dankie. Kom ons kyk saam na 'n skyfie vertoning, ook 'n pragtige huldeblyk aan Wyle Oomanie se lewe. Kom ons kyk saam daarna. He loved his family and friends with his heart, which was 10 sizes too big.
and cared for all those around him. He always greeted me with a big smile and a gigantic hug. I remember coming over to Opa and Oma's house and having a fun catch-up which involved a lot of hugs. Opa Money will always be in our hearts, and no matter where he is, I will always love him. I miss you so much. Bye. You were an amazing person, never did anything bad. You were a great man, always had everything right. You were kind and thoughtful, you respected everyone. You were one of the best men I knew, all those things I just said. We will always have you in our hearts, you always chose good over bad. We love you and miss you. I wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend. If I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had. So many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are, maybe all I need to know. And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more. And so I have to say, I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye. Ek gaan nou die name van die draers uitlees voordat ons die laaste eer gaan betoon. As draers in die kerk het opgetree Andrew Berends, kleinseun, Annetjie Mitchell, kleindogter, Christopher Berends, kleinseun, Kobus Berends, kleinseun, DeAngelo Mitchell, kleinseun en Monica Berends, kleindogter. Dan draers uit die kerk is Albert Berends, Kobus Berends en Dion Berends seuns, Neeltjie Berends en Landy Berends skoondogters en Jannie de Wet as kleinneef. Ek gaan nou die verrigtinge hanteer soos wat ons dit by die graf of by 'n gedenkmuur sou doen. Ons kom nou by die punt waar ons finaal afskeid kom neem
van die liggaamlike oorskot van wyle oom Mannie. Dis so wonderlik om te weet dat dit maar net die ou liggaamlike oorskot is wat hier agterbly. Sy siel is vir ewig en altyd saam met die Here in die hemel. Wyle oom Mannie is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn, maar tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus in Romeine 14 vers 8, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek wil vra dat daar waar jy sit, jy jou oë gaan toemaak en dat jy die bekende Onse Vader gebed waar die Here vir ons leer hoe om te bid, dat jy dit sag in jou hart saam met my gaan bely. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Here, dankie dat ons hierdie geleentheid het om vandag hierdie woorde saam te bely, waar U vir ons leer hoe om te bid, om ons hart oop te breek voor U en ons hart te kan uitstort voor U. Dankie vir hierdie kosbare voorreg om in so verhouding met U te kan leef, te kan staan, ook op die pad vorentoe. Enige tyd aan U voete te kom sit, net soos ons is, en onsself te gee vir U. Dankie dat U verstaan op elke punt in ons lewe. Here, ek kom tel vir Tannie Annetjie, vir Albert, vir Kobus, vir Dion, vir Neeltjie en Landy en al die kleinkinders en agterkleinkinders, Tannie Christine, elkeen van hulle, die hele familie in U skoot. En ek vra dat U vir hulle styf teen U bors sal vasdruk, dat hulle U nabyheid op 'n besondere manier sal ervaar. Besonder in daai dae, daai tye wat hulle baie gaan verlang en hom gaan mis, dat hulle U nabyheid op 'n besondere manier sal ervaar, die heeltyd saam met hulle. Al die lof, al die eer net aan U in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Ek wil graag geleentheid gee vir die laaste eer.
Kom ons antwoord nou op die woord van die Here met die tweede lied, die laaste lied. Dit is so net een blaadjie om, die oorwinningslied. Kom ons kyk na die boodskap van hierdie lied opnuut vanmiddag en kom ons maak dit ons eie. Dit is so wonderlik dat ons kan uitsien na die wederkoms van die Here, dat ons as gelowiges regtig saam kan hande vat en fees vier wat dit aanbetref. Kom ons sing daardie oorwinningslied pragtig saam. Sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy onbeskryflike groot genade oor elkeen van julle uitstort en tot julle redding verskyn. Die Here sal elkeen van julle se gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede